Altyd lekker om saam met jou te kuier en oudergewoonte tussen 8 en 9 is ons tyd saam in die weeksaande tussen 8 en 9, sondagoggende 10 uur en sondaande 8 uur. En ek glo jy het een besonderse maandag agter die rug. En vir my is dit baie lekker om saam met jou te kuier. Baie welkom, mag vanaand vir jou een besonderse seën inhou, soos dit vir my in die voorbereiding ingehou het om ook dan rondom hierdie tema wat ek vanoggend as 'n dagstukkie gebruik het en ook die lied wat ek geskryf het ek glo jy alreeds baie geniet, het ek hierdie tema God herstel wat ek nie kan herstel nie. Tot my eie lewe het God gespreek vandag. En ek glo dat hierdie boodskap ook vir jou 'n groot seën sal inhou en dat jy ook dit sal vat en dit sal toepas en sal uitleef. Want God wil by jou kom stilstaan en kom nuut maak en wil ook by hierdie oomblik by jou kom stilstaan om vir jou te sê dat jy's kosbaar en jy's waardevol en jou identiteit wil God kom herstel wat jy dalk in hierdie jaar wat verby is verloor het deur omstandighede, jou mens wees, jou krag wat opgeraak het en jy swak vanaand en jy voel mismoedig en alleen en teneergedruk, weet ek dat God wil kom omhels en hy wil kom vasdruk en sê jy is duur gekoop. Jy is duur gekoop deur my seun se bloed. Jy is kosbaar. En vat vanaand se boodskap en as jy op die groepe is, sal jy ook my nommer vind. En ja, as jy nog nie op ons WhatsApp groep is om my aandboodskappe jy weet, breekformaat ontvang, ons dagstukkies deur die dag en kort boodskappe nie, dan wil ek jou uitnooi dat jy my nommer vat en vir my 'n boodskap stuur. Ek laai op die groep en direk na die uitsending plaas ek dan ook vanaand se boodskap in PDF formaat ook so op my groepe, sodat jy dit kan gebruik vir selfstudie. Dalk kan stuur vir iemand wat dalk nodig het om dit deur te lees en te besef dat hy's nie alleen nie en hy hoef nie met dit te deel wat hy deel nie. Daar's iemand sterker en groter, Jesus Christus, wat hom wil aanraak en ook so aan hom wil voorsien en 'n uitweg bring. En vir jou wat ingeskakel is, baie welkom en Here, ons wil dankie sê op 'n pragtige aand om stil te kan word en ontvang hierdie eer en die lof. Dankie dat ons vanaand onsself kan organiseer onder U hand, dat U tot ons sal spreek. Ons luister, ons wil ag gee vanaand op U. Daar is niemand soos U. Niemand wat opgemeet en vergelyk kan word met U nie. Word verheerlik, is my gebed in Jesus se naam. Amen. Daar is 'n waarheid waarby elke mens iewerste in die lewe uitkom. Daar is dinge wat ek nie self kan herstel nie. Daar is seer wat te diep is. Daar is 'n verlies wat te groot is. Daar is foute wat dalk te ver gegaan het. Daar is verhoudings wat vandag baie stikkend voel. Verhoudings wat voel dat daar nie uitweg is nie. Daar is jare wat vermors lyk. Daar is drome wat dood gegaan het. En soms voel dit vir ons asof die lewe net te hard op my was. Asof jy met jou 2 hande probeer bou het, maar alles op hierdie oomblik voel of dit uit mekaar val. Wel, en wanneer jy wil herstel, wanneer jy wil regmaak, dan voel dit of jy nie goed genoeg is nie. Dit voel of jy te laat is. Dit voel selfs dat jy swak is. Ek wil in hierdie oomblik jou kom herinner aan 'n God wat groter is as jou verlies. En dis hoekom ek in die begin gesê het, daar is 'n waarheid waarby elke mens
iewers te by die lewe uitkom. En dit is hierdie stukke wat jou en my breek en wat maak, dat ons nie eintlik voel om aan te gaan en weer op te staan nie. Ek wil vir jou sê, dat waar jy nou luister, dat jy is groter as jou omstandighede. Jy is groter as die mense se opinies. Jy is groter as sonde. Ja, jy kan dit oorwin. Jy is groter as die foute. En in hierdie jaar wat verby is, het moontlik baie dinge gebeur en verkeerde keuses gemaak en verkeerde besluite gemaak en dalk foute gemaak. God is groter as enige fout, as enige gebrokenheid. Hy is die God wat by jou wil kom stilstaan om te herstel wat jy en ek nie kan herstel nie. En is ons nie altyd besig aan dit nie. Ek wil hê jy moet dit vanaand hoor. Jy moet dit vandag hoor in jou gees. En nie net met jou ore nie. En hier binnekant met jou begin praat, sodat jy ag sal gee, sodat jy sal opstaan uit jou pynhoop van omstandighede. Jy staan nie alleen nie. Jy is nie klaar nie. Jy is ook nie verby nie. God is ook nie klaar aan jou storie geskryf nie. Ja. En God is die spesialis wat by jou en my kom stilstaan en kom herstel uitoefen. Gebroke kom heel, stikkend kom heel, flenters kom heel. Dis die God wat ek ken. Daar's soveel beloftes in die woord opgeskryf vir jou en my, om dan te kom bevestig dat ek is die God wat herstel. En kom ons gaan na die woord toe, want vir my is dit altyd, jy weet, ek kan vir jou baie dinge sê, maar ek kan jou altyd terugvat, dit wat ek sê, na die woord toe. En ek wil vir 'n oomblik kom stilstaan by die woord vandag, en dit met jou kom deel, want God se hart klop deur sy beloftes, en vir jou wat deel is van hierdie aanlyn kerk, en wat ons aanlyn kerkdienste gereeld besoek, sal weet, dat ons boodskappe is juis gemik na 'n man en 'n vrou vir herstel en vir groei en vir genesing. Kom ons gaan na die woord, want God se hart klop altyd deur sy beloftes, en hy het vir my en jou soveel beloftes opgeskryf in die woord, en ek wil jou uitdag om die woord te begin lees, te bestudeer en te begin geniet. Joël 2, gaan lees dit in jou eie tyd, sê in vers 25, ek sal vergoed wat julle deur die sprinkane verloor het. En dis vir my so treffend, dat in 2025 het al baie dinge gebeur en jy het baie verloor. En baie seer het jy oorgekom. Maar God kom en God bring Joël na ons toe vanaand in vers 25 in Joël 2, hy sê, ek sal vergoed. Eintlik sê God, ek sal kom herstel. God sê nie, ek sal julle troos oor wat julle verloor het nie. Hy sê nie, ek sal julle leer leef sonder dit nie. Dis nie wat ek in hierdie gedeelte lees nie. Hy sê nie, aanvaar maar dit wat weg is nie. En ja, ons is maar geneig om my handdoek in te gooi in ons lewens. Ons is geneig om, jy weet, te wil 'n streep trek en sê ek het genoeg gehad. Maar God kom en hy sê, ek sal vergoed. Ek sal vergoed. Ek sal kom en ek sal kom herstel. En vanaand vat ek dit, want die Here beloof om terug te bring na jou lewe toe, wat verlore gegaan het, die jare wat weggevreet is, soos die sprinkane gekom het, en die oes opgevreet het, die vreugde wat gesteel is, die vrede wat in jou lewe verdwyn het, kom God vanaand, kom hy vandag, en hy sê, ek sal vergoed, Stef, ek sal weer herstel bring, en vandag is dit wat Abba Vader vir jou en my in storie het, is herstel, is genesing. God herstel nie net dinge nie,
Hy herstel selfs jare. En ek weet dat dit voel vir jou, jy weet, onwerklik wat ek nou sê, maar ek weet dat God sal kom, en dit wat geroof is in die seisoen wat verby is in jou lewe, dit wat van jou lank weggeruk is, net soos hierdie belofte in Joel 2, kom die Here en hy sê, ek sal kom herstel bring, momentum weer terug te bring, God sal daai momentum wat jy verloor het, vergoed deur herstel, sodat jy weer kan opstaan, en weer momentum kry, om weer die dag in te gaan, en te sien, dit is die moeite werd, nie te stagneer nie, want ons raak baie stagnant. Ons staan maar baie keer na seer en pyn, en na verwoesting, vir seisoene stil, en dit is verstaanbaar. Maar God wil momentum terugbring in jou menswees, in jou omstandighede, in jou situasie, in jou toestand, om vanaand vir jou, vandag vir jou te sê, ek bring herstel. Ek wil jou kom vergoed, ek wil vergoed deur om weer jou momentum te gee, om weer krag te hê, om kans te sien, vir die nuwe seisoen, vir die dag van môre. God wil jou waardigheid weer kom herstel. Hy, en word ons nie van alle kante af baie keer deur dinge geplunder en seer gemaak nie. En nou sien ek in hierdie gedeelte dat hy wil kom jou menswees terugbring, jou waardigheid as 'n man, van 'n oes wat geroof is, van 'n oes wat misluk het, vir 'n vrou wat deur seer, God wil kom en hy wil kom herstel, en hy wil vanaand by jou kom stil. Hy sê, ek wil jou waardigheid vir jou teruggee. Wat gebeur as jy jou waardigheid verloor? Jou stem word stil, jy voel vernederd, jy kry skaam. God wil vandag oprig, God wil vandag herstel, God wil oplig, God wil aan jou teruggee, hy wil jou vreugde herstel, hy wil vandag weer kom vergoed in jou lewe. Dis die God wat ons aanbid. Hy herstel weer daai waardigheid, daai identiteit, want storms maak dat ek my identiteit verloor. My identiteit is wat jou en my laat opstaan, weer in myself te glo, om in die spieël te kan kyk, en weer die man in die spieël te kan vergewe, vry te kan spreek, selfs so dit wat jy nie eers veroorsaak het nie, as vrou, as man, wil God en jy moet weer terugneem jou grondgebied, terugneem jou geregtigheid, terugneem jou oorwinning, terugneem jou mens wees, jou man wees, jou vrou wees, jou identiteit. My identiteit word nie gemeet aan dit wat in my yskas is, en dit wat in my motorhuis staan, en dit wat in my bankrekening is nie. Dis nie wat my identiteit meet nie. En vir baie lank het jy dalk jou identiteit en jou man wees en jou lewe om dit gebou, en dit is, hy sê Matteus 6:33, soek eers my, soek eers die koninkryk van God, en al hierdie ander dinge sal bygevoeg. Here, maar ek het nie tog geken. God wil vir jou sê, ten spyte van alles, ek moet die middelpunt wees, en hierdie goeders is nie jou anker nie. Dis nie die as wat jou genesing en jou vrede en jou geluk omdraai nie, maar God wil vandag weer terugbring, dit wat van jou geroof is, wat van jou gesteel is, hy wil kom herstel in jou man wees. Jy wat 'n vrou is, jou identiteit, hy wil weer sy asem in jou kom blaas. Joel 2 is my so mooi, wat hy die grondgebied gebruik, die springkane, herstel gaan God bring, vergoeding gaan God bring, wat verby is verby. Die seer wat jy beleef het, gaan God verander in vreugde. En ek sal weer huppel, ek sal weer 'n getuienis hê, ek sal weer opstaan, ek sal nie vashou aan die seer en die pyn en die verlede en die woorde van mense en van 'n bankbestuurder nie, maar ek sal my identiteit opbou in Christus Jesus.
Dis hoekom Paulus soveel waarde vir ons kan gee deur soveel geskrifte wat hy skryf uit 'n tronksel uit. En vir ons lyk die tronk soos 'n verdoemenis. Dit lyk soos 'n vervloeking. Maar vir Paulus bring dit waardigheid om 'n evangelie uit sy toestand van in 'n tronksel te sit, om te bemoedig. Sy identiteit word nie gekoppel daaraan nie. Ek sien hoe hy ander bemoedig uit dit uit. En juist wanneer jou identiteit herstel word en jou waardigheid terugkom en jy vind momentum, dan wil ek vandag vir jou sê, dan sien ek kans vir môre. En dit is dalk waar jy nou sit, dis om te sê, jy weet, ek sien nie kans nie, niks wil uitwerk vir my nie, en dis dalk hoekom ons by hierdie gedeelte kom, wat ek sê, God herstel, dit wat ek nie kan herstel nie, en dis waar God, hier aan die einde van 'n seisoen, aan die einde van 'n jaar, wanneer die moeg en oorlaai is, en alles in die rooi is, vir jou wil kom sê, man van God, vrou van God, ek bring momentum terug, ek bring vreugde terug, ek bring herstel terug. Ek bring juis op hierdie stadium jou waardigheid terug, jou identiteit, wat van jou gestroop is. Ek moes leer in my eie lewe om weer op te staan. Baie jare gelede het ek verlang my gedefinieer wat mense se opinies is, en wat ek ry en wat ek bly. En toe die storms kom, toe ek niks om aan vas te hou nie. En daar het God my gewys, maar jy het vir te lank in jou lewe aan dinge vasgehou. Aan mense vasgehou, mense geglo, instansies geglo. In plaas van na my te kyk. Jou identiteit gebou op allerhande pilare, maar nie op my nie. Jeremia 30 kom en hy sê in vers 17, ek sal jou herstel tot gesondheid en ek sal jou wonde genees. Party wonde is emosioneel. Party is jou selfbeeld. Party is geestelik en party is wonde in jou huwelik en in jou verhouding, in jou verlede. Maar God sê, waar jy nou sit, en hoor wat ek vir jou sê, ek genees wonde wat mense nie kan sien nie. Dit wat in jou emosies aangaan, dit wat die binnekant ingewortel is, sien God en God kom herstel. Hy penetreer sy liefde daarin waar niemand sien nie. En dit is vir my so wonderlik dat God bring genesing aan wonde. God bring gesondheid terug in jou man wees, in jou vrou wees, om weer op te staan, om kans te sien vir môre. Hy genees wonde wat jy weggesteek het agter 'n glimlag. Ek moes leer om ook regheid vir mense te sê, ek is okay, maar ek is ook okay nie. Maar ek het gekies om nie daar te bly nie. Ek het gekies om van bitter na beter. Ek het gekies van 'n wildernis na riviere, woestyne, die paaie te sien. En in hierdie oomblik wil God by jou kom staan te sê, maak keuses. Ek genees daai wonde. Jy kan nie 'n nuwe seisoen ingaan, 'n nuwe jaar ingaan met ou wonde, met ou seer nie. En dit wat jy probeer fix het in die laaste seisoen van jou lewe, wat nie gewerk het nie, los dit by sy voete. Vertrou God. Ek genees wonde wat jy gedink het, tyd sou genees. Maar dit het nie. Kom ek en jy leer om nie in ons eie te wil vertrou, en ons eie staat te maak, maar het vir hom te gee, dat hy spoedig met dit kan deel, dit kan herstel, dat ek en jy kan inbeweeg, en dit wat hy vir my en jou in stoor het. Weet jy wat vir my mooi is, Psalm 23 vers 3, dat hy verkoop my siel. Dit is mooi, dit is wonderlik om te sien hoe God verkoop en oplig en hy herstel my siel en
Jy's moeg, jy's mat, jy's platgeslaan. Soms is dit nie omstandighede wat herstel nodig het nie. Dit is jou binneste. Die Here herstel, Boeta, luister, die dele van jou wat moeg geraak het. Die dele van jou waar antwoorde opgedroog het. Wat hoop verloor het, wat teleurgestel geraak het. Wat koud geraak het, wat stikkend geword het. God herstel jou siel, Sissa. Die sentrum van jou en my menswees. En daar is soveel voorbeelde in die Bybel wat vir ons voorgehou word, waar God gekom het en herstel gebring het. En dit is nie net vir die Bybel tot toepassing nie. God het dit vir jou en my om ook toe te pas en te beleef en te ervaar en te geniet. Dink net aan Job. God herstel meer as wat hy verloor het. Hier is soveel beloftes wat ek al reeds vir jou genoem het, dat jy vanaand oortuig kan wees, vandag oortuig kan wees, dat ek is met jou al die dae van jou lewe. Job verloor alles, sy gesondheid, sy kinders, sy rykdom, maar aan die einde het God dubbel herstel, wat van hom geroof is. God het nie net teruggegee, wat van hom geroof en van hom gesteel was nie. God het elke aspek van sy lewe kom vermeerder. Ek wil vir jou sê, om te sien nou in hierdie oomblik, dat God wil herstel. God wil vergoed. God wil vermeerder. Josef, God herstel in Josef se lewe soveel jare van onreg. Josef word verraai, hy word verkoop, Josef word vals beskuldig. Josef word van vergeet, 13 jaar van pyn in 'n tronk. Maar God herstel sy naam, God herstel sy roeping, God herstel sy invloed. Want God kan 'n gevangene in 'n heerser verander. Wat sê ek vir jou? Jy voel vasgevang. Hoor vanaand dat God wil jou laat opstaan om weer in 'n heersende posisie jouself te posisioneer in oorwinning en in deurbraak. Kyk na Petrus, want God herstel skaamte en hy herstel ook in Petrus se lewe daai mislukkings. As jy terugkyk in jou lewe, daai skaamte oor dinge wat jy aangevang het, dinge wat nie reg was nie wat jy gedoen het, dink 'n bietjie terug aan die mislukkings. Hoe jou stem stil geword het. God kom en herstel dit. En vandag, is dit dalk net nodig dat ek 'n bietjie met jou moet gesels. Hier aan die einde van 'n seisoen. Einde van 'n jaar om vir jou te sê om sensitief en ag te gee. Hy verloon Jesus 3 keer Petrus. Iets wat hy nooit kon terugneem nie. Maar Jesus kom herstel hom na die opstanding en hy vra hom 3 keer, het jy my lief? Een herstel vir elke mislukking. En hierdie man wat geval het, word die man wat opstaan en op Pinkster 3000 na Jesus toe lei. Sjoe. God herstel storie eindes. Hy skryf hulle oor. Storie eindes soos joune. Kom God en hy kom staan stil. En hy sê ek bring herstel. Ek wil dit kom vervang. Ek wil jou kom vergoed. Kom net soos jy is. As ek sê God is in die besigheid van herstel storie eindes. Sien jou storie, sien jou toestand, sien hoe God vandag kom en hy dit wil verander.
Hoe herstel God? Dis dalk die volgende punt wat ek dalk en jy oor moet gesels. Hoe herstel God? God herstel in sy tyd. Kom ons staan vir 'n oomblik daar stil. Jou tydsberekening en God se tydsberekening, Boeta, Sissa, is nie dieselfde nie. En hierdie jaar het julle dalk mekaar gemis iewerste langs die pad, toe jy gedink het jy was in voeling en jy was toe nie. Jy wil dalk hê dit moet nou gebeur. Weet jy wat het ek agtergekom? God herstel op die regte tyd. Nie te vroeg nie. Nooit te laat nie. God herstel deur sy manier. Deur sy tydsberekening, deur sy manier. So jy dink hy gaan deur daardie persoon werk en dan werk God heeltemal deur iemand anderste wat jy van geen kant af ken nie. Jy dink God gaan daai deur oopmaak en daai deur bly toe. Daai deur bly toe. En hierdie jaar het jy gebid en gevra en daai deur het toegebly en jy voel dalk in hierdie oomblik nog, Here, hierdie deur is toe. Maar dan van God 'n ander deur, 'n nuwe deur, en hy maak hom oop. Op sy tyd. Jy sien, God herstel beter as voorheen in jou lewe. So as ek dit sê, dan wil ek vir jou sê, wanneer God herstel, maak hy nie net reg nie, hy vernuwe, hy verfris, hy vermeerder, hy versterk. Dink aan die pottebakker met daai klei op daai potterbakker se tafel, se band. En hy klei wat hy pot mee maak en hy breek. Hy gooi nie dit weg nie. Hy vat dit, hy sit nog by, bring nog 'n bietjie water. Hy herstel nie net 'n sekere deel nie, hy herstel die hele pot. Hy hervorm die klei heeltemal. Hy maak dit sterker. Hy maak dit mooier. Hy maak dit bruikbaar. As daai stuk wat gebreek het op hy tafel. Hy het dit weer gevat. Weer gevorm. Om die mooi te word. Om gebruik te word. Herstel te bring. En dis wat God vandag vir jou sê. Dat wat ek nie kan herstel nie, kan God herstel. Maar hy vra ook dat ek kan herstel as jy vir my die stukke gee. Vir my die stukke gee, want God werk nie met wat ek wegsteek nie, maar met dit wat ek aan hom oorgee. Wanneer jy jou gebrokenheid erken, begin God met die heel beste proses. Dis wat God doen. Wanneer ek en jy probeer om alles op ons eie te wil fix, tog moet ek nie ophou om dit te probeer fix, en jy gee elke stikkende deel in jou menswees in sy hande. Dan kan God met dit werk, en dan kan God dit herstel. So maak ek en jy oop vir God se herstel. Wel, eerstens om te kan herken, want ek kan nie, in my eie nie. Dis nie 'n swakheid nie, dis nederigheid, dit is God wat werk in die mens, en God werk in mense wat sê, Here, ek is nie genoeg nie, maar U is vir my genoeg. Onthou, ons moet ook by 'n plek aankom om te kan bely daai wonde en jou waarheid aan God. Mense wil sterk lyk, maar God genees waar jy eerlik is. God genees dit waarin jy pa voor staan.
Ek moes leer in my lewe om God te vertrou in die prosesse. Was nie altyd maklik nie, herstel is nie altyd onmiddellik nie. Soms genees God vinnig en soms genees God laag vir laag, maar hy genees altyd volledig op sy tyd. Ek moes leer om altyd in aanbidding te bly en nog steeds in my lewe en in die woord van God. Herstel gebeur nie net emosioneel nie, dit gebeur ook geestelik. God wil kom herstel en nuut maak. God gebruik sy woord om jou en my siel skoon te kom maak en sy teenwoordigheid om jou hart weer sag te kom maak. Hoor vir 'n oomblik. Ek weet nie in watter area in jou lewe jy herstel nodig het nie. Maar ek weet wie herstel, ek weet wie wonde genees. Ek weet wie jare teruggee. Jare wat geroof is, jare wat vernietig is. Ek weet wie vreugde nuut maak. Ek weet wie 'n roeping terugbring en ou drome wat dood gegaan het, weer nuwe drome opwek. Die hersteller van harte, die heelmaker van siele, die verlosser van verlore jare. Die God, die geneesheer van emosionele wonde. Die een wat dood in lewe verander. En terwyl jy moes hoor wat ek vir jou sê, is dit die regte tyd om sommer maar net 'n bietjie hande te vat en bietjie stil te word en dan bietjie voor God te kom sit. En jy en ek moet na hierdie boodskap dalk 'n bietjie gaan sit en by God te gaan sit en dit ons gebed maak en dan weer opstaan. Ek wil daar waar jy sit saam met jou bid. En ek glo jy het gehoor wat Abba Vader vir jou sê. Here, ons wil na U toe kom in hierdie oomblik. Elke hart wat gebroken is. Elke hart en elke man en elke vrou wat juis in hierdie oomblik voel, ek kan net nie meer nie. Elke kind van U wat voel dat hulle het te veel verloor. Here, U is die God wat herstel, wat ons nie kan herstel nie. Here, ek kom staan by U stil en ek bid dat U vandag sal herstel jare, dat U sal kom herstel vrede, dat U huwelike gesondheid sal kom herstel. Dankie dat U kom en vanaand hierdie klei vorm en heel maak. Dankie dat U my identiteit kom herstel. Dankie dat U vanaand hierdie stukke optel en dit nuut maak en mooi maak en heel maak. Dankie vanaand dat U vrede weer in my siel inloop. Ek vat dit vanaand. Ek bely dit vanaand dat U liefde wonde genees wat niemand kan genees nie. Here, herstel soos net U kan in hierdie Boeta en in hierdie Sissa se lewe is my gebed in Jesus se naam. Amen. Vat hierdie boodskap. Maak dit jou boodskap. Maak dit jou beloftes. Staan op. Neem weer jou autoriteit, neem jou identiteit, jou waardigheid, kry momentum en stap in dit wat God vir jou instoor. Sien uit om hierdie week nog 'n paar boodskappe met jou hier in lekker warm Desember te deel, so voor Kersfees, voor
voor die nuwe jaar begin. Onthou, ons begin met ons Daniel vas in Januarie. En ek is opgewonde oor ons 21 dae Daniel vas. Maar sien uit om môre aan saam met jou te kuier, share hierdie boodskap, deel hierdie boodskap. Maar altyd lekker om terugvoering te kry en te hoor wat het dit vir jou beteken. Hierdie aanlyn kerk is kosbaar. As jy nog nie deel is, jy word deel en soos ek jou gesê het, my nommer verskyn op die platforms en ek wil jou uitnooi. Hierdie is 'n boodskap vir elke man, vir elke vrou, vir elke gesin. Wil jy nie hierdie boodskap share? Vandag op Facebook of op TikTok of op YouTube. Kom ek en jy tag iemand, share dit met iemand. As jy op die groepe is, vat die boodskap, stuur dit aan iemand, bemoedig iemand. My pastor Stef altyd lekker om so saam met jou te gekuier het en kyk uit om môre Dinsdag saam met jou weer te kuier. Stap in sy oorwinning en sy goedheid en sy guns. Lekker gewees om saam met jou te kuier in Jesus se teenwoordigheid. God bless.